Vriende, ons gaan vanmôre saam lees in Prediker 3. Prediker 3 en ons lees daar vanaf vers 1. 'n boodskap wat 'n tyd gelede op my hart gedruk was, wat die Here op my hart gelê het, dat ek in die gemeente moet bring ook. En daarom gaan ons vanmôre dan na hierdie woord luister. Prediker 3 vanaf vers 1. Hy sê alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n tyd om te weeklag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Ja, vir alles is daar 'n bepaalde uur. Watter voordeel het hy wat werk, daardeur het hy hom vermoei. Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in sy hart gelê, sonder dat die mens die werk van God doen. Wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien, dat daar niks beters onder hulle is, as om bly te wees. En om goed te doen in die lewe. En ook, dat elke mens eet en drink, en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Vers 10. Lig vir my hierdie woorde uit, wat sê, ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Na aanleiding van hierdie taak wat God vir die mens gegee het, hierdie opdrag wat daar aan die skoot van die mens kom val, wil ek graag vanmôre met u praat oor die onderwerp, alles het verander. Nou daar is 'n tyd en 'n plek vir elke ding, kan ons vir mekaar sê. Hierdie gedeelte is so werklikheid, is so waar, is so ons deel, want ons leef in so 'n tyd waarin dit so is. Ek lees van die statistiek wat sê, ons is daardie geslag van mense wat die meeste van hierdie veranderinge oor ons leeftyd beleef het. Sommige van ons het gebore geword sonder krag. Ander van ons is gebore sonder selfone. Ander van ons se selfone word in die hand gebore as jy uitkom. Maar in hierdie geslag is daar geen ander geslag wat soveel veranderinge deurgemaak het in die wêreldgeskiedenis, soos hierdie geslag van mense wat verteenwoordig word in die kerk vandag nie. Tog is dit hierdie een geslag wat die minste van verandering hou, dalk juis oor die weersin van soveel verandering, aanhoudende verandering. So dink so 'n bietjie saam, en ek het toe ek so by die Silverjeug was, toe ek met hulle oor die gedagte praat, was dit vir my interessant. Toe ek begin kyk na wat se veranderinge was daar oor die afgelope 100 jaar, want ek lees toe nou op, hulle sê Josef Stalin was 100 jaar terug in Moskou in bewind gebring. Wimbledon was 100 jaar terug gebou gewees. Soveel oorloë is geveg oor hierdie afgelope 100 jaar. Soveel tegnologiese vordering is bereik in die afgelope 100 jaar. As mense nou dink aan oorlog, dan sien die mense dit begin met 'n spies en 'n swaard. Dit het toe nog ontwikkel en dit toe nou 'n pyl en boog, en dis nou jy sal nou vandag verstaan van dit, né? En toe kom die SANAs uit. En toe is dit die outomatiese wapentuig. En na dit het dit begin chemiese wapentuig word, ekonomiese wapentuig begin word, en vandag praat ons al van kernwapens. Soveel veranderinge wat na vore tree. En tegnologie het krag en elektrisiteit na vore begin tree.
'n ligbulb wat gemaak is, en uit hierdie ontwikkeling uit het daar soveel ander dinge na vore gespruit. Dis yskaste en oonde en stofsuiers en waaiers, en skielik het ons besig geraak, en daar's te min ure in 'n dag, want die oomblik as die krag af is, dan gaan staan al die goed stil. In die 1900s het radiofrekwensies na vore getree, radiogolwe, uitsendings, radiostasies, en het mense tyd gemaak om voor die ou radio te gaan sit en te luister na die vertelling van stories, die opgewondenheid oor 'n storie wat gedeel word. Ons praat van die industriële revolusie wat plaasgevind het. Die verandering van motors wat met brandstof aangedrewe word. Op 'n stadium met my ou broer 'n Model T Ford oorgebou. En ek kan ek nie geglo het dat so 'n ding nog steeds vandag nog kan loop met sy oorspronklike motor en al die oorspronklike parte nie. Daar was 'n uitvinding genaamd 'n vliegmasjien. Daar het ook TV's na vore getree. Wel, dalk nie self nie, iemand het hulle vorentoe gedra. Hulle was eers swart en wit gewees. En hierdie TV's was indrukwekkend, en die mense het nie meer voor die radio gesit nie, maar nou het hulle voor die TV gesit, al is dit swart en wit, dis goed genoeg, ons kan 'n ander wêreld sien as net ons 4 mure. Toe word dit kleur-TV's met afstandbeheer, dit word LCD-TV's, dit word LED-TV's, en vandag kan jy al op die goed loop, soveel TV's is al vandag gemaak. Dink aan kommunikasiewese. Meeste van ons wat hier sit, onthou van nommer asseblief, né? En koöperasiestories. Ons dink aan telegramme. As jy 'n boodskap vir iemand wou stuur, het jy 'n telegram gestuur, en jy het hom vir daardie persoon gestuur, en die erns van die saak was in hierdie telegram vasgevang gewees. En jy sal nou nie glo nie, al is rooksyne uit die voortyd gewees, kan ek amper sê, is daar tot vandag nog steeds mense wat in rooksyne wees, soos die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle werk met rooksyne. Dan is daar posstukke gewees, en 'n posduif, wat hierdie posstukke rondgeneem het. Vandag is die wêreld so klein, met die druk van 'n knoppie, kan ek met iemand praat en kuier asof hy langs my is, aan die ander kant van die aarde. Ons leef in 'n samelewing wat papierloos geword het na COVID, in 'n groot mate. Ons leef in 'n samelewing wat so afhanklik is van die internet, en oorweldig is deur al hierdie verwikkelinge van die tegnologie. En soms is ons in kontinente van mekaar verwyder, maar so naby genoeg dat ons mekaar letterlik binne 'n meter kan pinpoint. Dink aan rekenaars. Rekenaars het begin met 'n geheue van 'n 1.2 megabyte floppy. En toe word dit 'n 1.4 megabyte stiffie. En toe word dit 4 megabyte en 16 megabyte, en toe sit stokkies wat begin kom. En vandag kry jy hardeskywe wat kolossaal groot is. 32 terabyte hardeskywe. Kan jy jouself indink? Daai rekenaartjie agter in die kerk is so groot soos die palm van my hand. En hy het meer vermoë as ek en jy in ons lewe ooit kan dink wat in een rekenaar opgevat kan word. Ek onthou hoe hardeskywe maar ou klein 256 kVA was, of KK was. So dit was letterlik kleiner as 1 megabyte. Vandag is dit massiewe groot goed. En as die spasie op die hardeskyf nie genoeg is nie, dan is daar 'n ou wolkie. En dan vat jy jou data en jy gaan bær dit agter die wolkie, en dan is daar meer as genoeg spasie daarvoor. Dink aan die klere van rekenaars. Dit begin met 2 klere. Toe word dit 4 klere en 8 klere, en vandag is dit al 16.7 miljoen klere. Al die veranderinge wat so in ons tyd na vore getree. Dink aan die bankwese, aan die geldstelsels. Dit begin met ponde en shillings, pennies en 'n tikkie en 'n half kroon. Daar's 'n tyd toe 'n rand nog 'n noot was. En vandag praat ons van triljoene en biljoene. Ek kan onthou dat mense sakke vol toffies kon gekoop het vir 20 sent toe ons op kweekskool was. Vandag betaal jy 'n rand vir 'n toffie. En so dinge verander oor jare, dat dit regtig voel asof vir mense in 'n ander wêreld is. Jy kon brandstof gekoop het op 'n stadium, dan hoor ek die manne praat van hulle het 'n tank vol gemaak vir R3. Het jy geleef in daai tyd? Nee, ek het gedink niemand van ons het daaraan geleef nie. Maar ek onthou, ek het R180 betaal die eerste keer toe ek 'n tank vol gemaak het. Die eerste keer toe ek en my vrou gaan inkopies koop het ons gedink ons het baie gekoop, toe koop ons R840 se inkopies. Vandag koop jy een sakkie vir R840.
Dis verstommend, as 'n mens dink aan al hierdie veranderinge. Dink aan die paaie. Ek onthou die eerste keer toe ek afry Kaap toe saam met mense, en op pad af Kaap toe was ek verstom geweest, dat die hele pad van Kimberley af tot in die Kaap geteer is. En daar is hierdie groot verskynsel geweest. Hulle noem dit 'n Ultra City. Reg langs die hoofpad. En dit was 'n verstomming, want die motorhawe wat ons van geweet het was maar klein, en nie veelzeggend geweest nie. So hier kom jy, en daar's 'n wimpie, en daar's iets van alles, en jy stap in, en as jy uitstap, dan voel dit of jy vakansie gehou daar binnekant. Soveel het alles verander. Maar saam met dit, het e-toll gekom. En as ons genoeg kans gee, dan gaan daar auto-toll kom. En as ons nog 'n bietjie kans gee, dan gaan daar sub-toll kom, en pre-toll en post-toll kom. En as ons genoeg kans gaan gee, dan gaan nog alternative toll ook nog kom. Want die verandering is nog nie klaar nie. Die veranderinge hou aan. Ons het begin, meeste mense het met donkies rondgery. Ander het met die voet geloop, ander het met 'n kapkar rondgery, 'n perdekar rondgery. En dinge het so verander dat daar nou al vandag superkarre is met oor die 2000 perde wat daar aan die voorkant trek. Motors van Tuka het geen ligversorging ingehad nie. Vandag het hulle nie eens meer stuurwiele nie. Kan jy indink, al hierdie veranderinge, wat net oorweldigend is vir 'n mens. Dis nou al so oorweldigend, jy 'n yskas te bestel self, wat binne die yskas moet kom. Hy is gekoppel aan die internet, dan is hy nie genoeg botter in het nie, dan stuur jy 'n boodskap, dan kom 6060 en dan kom laai dit af. Kan jy jouself indink? Al die verandering. Ek het hierdie ding geleer. Ons as mens word met jare eisters. Ons jong mense is nog nie eisters nie. As jy hier oor 60 en 70 gaan, dan kan ek jou ouens so pinpoint en sê, ek weet daai ou is 'n eister, en ek weet daai ou is 'n eister, en ek weet daai ou eister, want elkeen van die ou manne het al 'n stukkie eister ergens in hom ingeplant. Vandag doen hulle operasies, dan sit iemand in een land, dan doen die operasie in 'n ander land, en dan is dit 'n robot wat die werk doen, terwyl die dokter net sit en hy maak asof hy die operasie doen. En dan word 'n operasie gedoen om iemand se lewe te red, terwyl ons kontinente ver uit mekaar verwyder is. Dink hoe dat die kultuur verander het. Hoe dat mense gemaklik geword het met 'n kultuur, en 'n kultuur vir hulle self geskep het van gemak wees. Daar's 'n stadium wat 'n kostuum 'n sonde was. En dit was nog kostuums, dit was nie goedjies wat ons vandag dra nie. Maar dit was verstommend as 'n mens dink hoe dit verander. Hoe dat hierdie morele standaard van mense so in totaliteit kan verander, in 'n oomblik kan verander. Daar's 'n stadium wat mense geen infrastruktuur gehad het nie, maar doodtevrede was om so te leef. En dit het so verander van 'n ossewa tot 'n perdekar, tot 'n superkar. In 1899 tot 1902 was dit die Anglo-Boereoorlog gewees. Dit was wêreldoorlog in 1914 tot 1918. Dit was nog 'n wêreldoorlog van 1939 tot 1945. En daar was tye van armoede. Daar was tye wat dit 'n luksheid was om jou huis te kan verf. Vandag leef ons in 'n tyd wat hierdie veranderinge so drasties is, as jou huis nie geverf is nie, kyk mense snaaks. Ons kom met 'n tyd van grondeise. Ons kom met 'n tyd van onteiening van jou bates vir die boere. Mense wat op die grens moes gaan veg om 'n land te beskerm, en as hy terugkom by die huis, is sy grond van hom al weggevat en sy vrou en sy kinders is weg. Dink hoe skool verander het. Opvoedkunde verander het. Dink hoe die standaard van hoe kinders opgevoed behoort te word verander het. Dink aan musiek. Dink hoe boerdery verander het. Ek onthou, hulle het gebou jare gelede met misvloere en houtvensters. En al hierdie veranderinge het meegedring dat die lewe het gemakliker geword. En ons het begin om tevrede te wees in hierdie gemaklike lewe. Want 'n ossewa is nie meer so lekker nie, want hy stamp so 'n bietjie die boude deur, veral as 'n mens nie het nie soos ek. En die eerste motors ry nie meer vinnig genoeg nie. En die lewe is nie meer maklik genoeg nie. En ek wil doen wat ek wil doen, want dis wat ek wil doen. En so het die lewe al so verander, dat ons net wil hê wat ek wil hê. Dink aan die koolstowe se tye. 'n Donkie wat aangesteek moet word as jy wil warm water hê.
Dink aan die yskas in die vroeë dae wat onder die grond was en toegepak was met klippe. Kom ons praat nie eens van hoe 'n kleedkamer gelyk het nie. Maar dit is verskriklik as 'n mens dink, die verandering. Dit is verstommend as 'n mens dink, hoe dat dinge oor net 100 jaar so drasties verander het. Maar die kerk het ook verander. Ek onthou 'n tyd toe dat die kerk so was, in my jong dae, waar elke Sondag was gemeenteete gewees. En die mense het van vroeg Sondagoggend bymekaar gekom, hulle het die tafels begin dek, en die tafels het teen 7 uur die oggend al begin kreun. Want daar is geplek gemaak gewees, as ons klaar kerk gehou het, dan gaan almal saam en ons gaan lekker saam eet. En dan as dit klaar is, dan gaan lê daar onder die bome met 'n kombersie en ontspan so 'n bietjie, want hierdie is ons rusdag. En die kinders het gebaljaar en die kinders het gespeel. En daar was 'n fees daar saam en as hulle klaar is, dan gaan hulle terug kerk toe. Nou hou hulle weer kerk, want hierdie dag is eenkant gesit om saam te wees as bruid van die Here. Maar dat baie dinge verander. Want ons leef in 'n tyd waarin siele min oortuig word van verkeerd. Ons leef in 'n tyd waarin God se werk skade ly. Ons leef in 'n tyd waarin die koninkryk van God nie meer heel eerste prioriteit is nie. Selfs binne in die kerk nie meer is nie. Ons leef in 'n tyd waarin die wêreldsgesindheid tot binne in die kerk inkom. En dat ons binne in die kerk kan wees en ons sien binne in kerk wees, sien ons soms eie willigheid. Min hande, min finansies, min ywer, min krag, min saamwerk. Ja, die ding wat jy vandag in kerke al begin sien is hierdie LG something snaaks of goeders alles. Sonde word gekoester binne die kerk. En die kerk is doodgelukkig. En die dominee loop voor, terwyl die dominee baie keer met sonde sit. En die kerk maak grappe oor sonde. Ek eendag luister na 'n getuienis van 'n man wat in 'n film moes gespeel het, en in hierdie film het hy ontmoeting met God. En na die tyd, na hierdie film afgespeel het, kom hy eendag in 'n kerk nooi om te kom getuig, en hy sit in die voorkant van die kerk op die verhoog, en die dominee staan voor langs hom, en hy maak grappies oor dit wat hierdie man beleef het, terwyl hierdie man 'n ontmoeting met God gehad het. Dis hoe kerk al verander het. God se dag is nie meer God se dag nie. Doe my maar klaar. Jy het 'n uur. Sonde is nie meer sonde nie. Waag het om te praat daaroor, dan kry jy my. Reg is nie meer reg nie. Heilig is nie meer heilig nie. Baie kritiek, baie twis, baie stryd, baie kompromie. Baie koninkrykswerk met 'n klein k en min koninkrykswerk met 'n groot K. So wat het verander binne die kerk van die Here? Want daar is 'n tyd en 'n plek vir elke ding. En as daar ooit 'n tyd was om te let op hierdie woord, dan is dit nou vandag. En die eerste ding wat ek graag vir u wil uitwys, as ons dink aan hierdie gedagte, het ons dalk vergeet. Het ons dalk vergeet waar ons vandaan kom. Het ons dalk vergeet wat God vir ons gedoen het. Het ons dalk vergeet hoe God van ons verwag om hom te dien. Het ons dalk vergeet wat is belangrik in die huis van die Here. Openbaring 2 vers 5 sê, onthou dan waarvandaan julle uitgeval het, en bekeer julle en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. So hy sê ons moet onthou, en ons moenie vergeet nie. Ons moet onthou waar die Here ons kom uithaal het, uit die wêreld uit. Ons moet onthou hoe die Here daar in die eerste dae met ons kom werk het, met ons kom ywer het. Ons moet onthou van daardie dinge wat God aan die begin vir ons kom wys het, wat ons so baie maklik eenkant geskuif het. Nee, op 'n stadium hoor ek die getuienis, iemand sê, nee, wat, as iemand nie weergebore is, dan moet hy net lank genoeg vasbyt. Op 'n stadium gaan hy word soos al die res van die mense, louwarm. Ons moet onthou waar vandaan ons kom, vriende. As jy nie onthou waar vandaan jy kom nie, as jy nie onthou waar die Here jou kom uithaal het nie, hoe weet jy waar God met jou heen op pad is? En as ons nie onthou nie, dan is daar gewoonlik 'n gevolg, en hy sê die gevolg hier so is, hy, God, sal die kandelaar van sy plek verwyder. Het ons nie dalk al op so 'n plek gekom dat ons dit so gemis het? Dat die kandelaar is dalk al weggeskuif, die kandelaar staan dalk al by die deur. Nee, hy staan dalk al buitekant op die stoep. Die kandelaar is dalk al
in een van die stoorkamers rondom die kerkgebeure, maar hy is nie meer op die plek waar hy moet wees nie. Want iets het verander. Openbaring 3 vers 3 sê, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. Om te onthou impliseer dat hierdie mense het vergeet. Om te onthou impliseer dat hierdie mense nie meer op daardie plekkie was om dit so te beleef, soos wat hulle aanvanklik beleef het nie. Hulle moes opnuut weer by die plek kom om te onthou. Is dit nie wat nodig is vandag in Suid-Afrika nie? Is dit wat vandag nodig is in die boervolk nie? Is dit nie vandag wat nodig is in ons Afrikaner harte nie? Is dit nie vandag wat nodig is in die EG Kerk nie? Om opnuut te kom onthou, hoekom het God ons kom red? Onthou jy nog waarvan hy jou verlos het? Onthou jy nog hoe diep jy in sonde vasgevang was? Onthou jy nog om te onthou, soos wat Lurika Raug vir ons sing? As jy nie onthou, gaan verder. Want jy moet onthou hoe jy die verlossing ontvang het. Herleef jy partykeer daardie oomblik? Herleef jy dat die Here vir jou kom herinner? Onthou jy daardie dag? Toe jy daar eenkant gesit het en gesê het, Here, ek kan nie verder nie, ek kan nie nog 'n dag nie, ek kan nie nog tree nie, ek kan nie nog een oomblik nie, Here. Nou is die oomblik. Onthou jy daardie oomblik? Onthou jy die oomblik toe God vir jou genade kom bewys het? En hoeveel genade het jy al ontvang? So vriende, ons ontvang dag vir dag genade. Maar ek dink partykeer vergeet ons die genade wat ons van God af ontvang. Ons vergeet so maklik. Ons is so vergeetagtig. Maar ons moet onthou. En ons moet nie vergeet nie. Want omdat daar min onthou is daar vandag min bekering. En nou vriende, ons moet die Here vertrou. Dat hy vir ons weer eens sal kom openbaar. Want het ons dalk die geregtigheid van God vergeet? Het ons dalk die almag van God vergeet? Het ons dalk die liefde van God vergeet van hoe diep dit in ons siele kom insteek het? Het ons dalk vergeet dat sonde steeds sonde is en God se standaard steeds God se standaard is? Het die kerk dalk vergeet wat die fokus veronderstel is om te wees? Het die kerk dalk vergeet, want ons sit ons vandag en is die een ou koninkrykie teen die ander ou koninkrykie en die een gemeente teen die ander gemeente, in plaas van ons is veronderstel om saam te arbei vir die koninkryk, vir die werk, vir die krag, vir die wonder van God in hierdie wêreld. Het ons dalk in Suid-Afrika vergeet waarheen ons op pad is? Ek dink so in 'n groot mate. Ek staan gister in, ek luister na 'n lied wat gesing word. I'm on a highway to hell. Dis waar in die wêreld op pad is. Dis waar in Suid-Afrika op pad is. Dis waar in die Afrikaner op pad is. Op 'n highway to hell. En die mense rondom jou staan en sing dit. Ek dink myself, Here, wat gaan die aan? Dalk het ons vergeet met wie ons waarlik te doen het. So vriende, hoe drasties het dinge verander? Het harte nie dalk al verander nie? Het ons belange nie dalk al verander nie? Het ons standaarde nie dalk al verander nie? Het ons karakter nie dalk al so besoedel geword dat dit verander het nie? Het ons verwagting nie dalk al verander nie? Het ons kultuur nie al verander nie? En waarom het dit verander? Al die woord van die Here sê vir my in Handelinge 1 vers 13 sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas en Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hierdie mense het gegaan na die bovertrek. Is dit nie dalk wat verander het nie? Mis ons nie dalk die bovertrek nie? Want wat is die implikasie as die bovertrek gemis word? Wat is die implikasie as die bovertrek vergeet word? Wat is die implikasie as hierdie plek gemis word wat God vir hierdie mense bestem het? Dis die eerste kerk, dis die eerste gemeente, dis die eerste kudde van die Here, dis die eerste bruid van die Here, en hy vat hulle na hierdie plekkie toe. Want by hierdie plekkie gebeur daar wonderlike dinge. As jy die bovertrek mis, dan mis jy die plek van belofte. As jy die bovertrek mis, dan mis jy die plek van een van sin, een van gees. Want hierdie selfde mense
was daardie mense wat in 'n panari was. Hulle wou weghardloop vir die lewe. Hulle was bang vir hulle lewens. Hulle was bang vir groepsdruk. Hulle was bang vir om 'n kop bo water te kan hou. Hulle was bang vir wat met hulle kon gebeur. En nou het hulle daar gesit en hulle het gewag op 'n belofte van God alleen af. En hulle het nie 'n tree by daardie vertrek uitgegee sonder daardie belofte nie. En nou omdat hulle gefokus is op daardie belofte, is hulle een van sin en een van gees. Vandag is daar nie meer bo-vertrek nie. En ons leef asof ons belofteloos leef. Ons leef vandag in 'n tyd waarin dit nie meer een van sin en een van gees is nie. Waarom? Want die bo-vertrek is nie meer waar die bo-vertrek moet wees nie. So vriende, wat sou gebeur as daar vandag 'n bo-vertrek in ons kerk was? Wat sou gebeur as daar vandag 'n bo-vertrek in ons lewe was? Want hierdie vertrek was die plek van gewoonte gewees. Hierdie plek van gewoonte is 'n besonderse plek, want hierdie mense het gevrees vir hulle lewe, dan het hulle die gewoonte gehad om bo-vertrek toe te gaan. Hierdie mense het gevrees en hulle was angstig geweest voordat hulle op pad kan kom en hulle het na die bo-vertrek toe gegaan om daar te gaan wees elke keer as die angste hulle oorval het. Elke keer as hulle seer gehad het en trane gehad het, het hulle bo-vertrek toe gegaan. En hulle daar gaan wag vir nuwe krag. By hierdie bo-vertrek was dit die gewoonte gewees om God se aangesig te gaan soek in gebed. En dit het nooit verander nie. Of het dit? Dit was die plek van hulle keuse. Hulle het na hierdie plek toe gegaan en het gekies om daar te wees. Hulle het na hierdie plek toe gegaan, te midde van al die verkeerde keuses van die lewe, het hulle gekies om by hierdie plek te gaan wag op die Here. En hulle het uitgesien om daar te wees, want hulle het 'n verwagting gehad van God. Dit was die plek van verwagting. Hulle verwagting was nie van mense gewees nie. Hulle verwagting was nie van een van die ander disippels gewees nie. Hulle verwagting was nie van die dominee of die kerkraad of enigiets anders nie. Hulle verwagting was van die Here en net van die Here. Nie hulle het die tempel toe gegaan om beïndruk te word deur 'n priester of 'n leviet nie. Hulle het bo-vertrek toe gegaan om God te gaan soek. Hulle verwagting was nie van godsdiens gewees nie. Hulle verwagting was van die Here gewees. Hierdie plek was 'n plek van belofte. Dit was 'n plek van seën. En hierdie mense het geen seën op enige ander plek verwag nie. Hulle het net seën van hierdie plek verwag, omdat hulle hier bymekaar gekom het en hulle harte was gefokus op die troon van die hemel en hulle het gewag op dit. En hulle was nie bereid om daar weg te gaan as God hulle nie gaan seën nie. En ek onthou van so 'n verhaal in die Ou Testament. Die man Jakob het gestoei en gestry en hy het gesê ek gaan nie laat gaan voor ek nie geseën is nie. Dis nie vandag wat kort kom nie, vriende. Is dit dalk hoekom daar nie baie seën is wat ontvang word nie? Is dit dalk omdat daar nie so vertrek in ons lewe oor is nie? Hierdie was ook die huis van gebed gewees. Hulle het daar by mekaar gekom en hulle daar kom saam buig voor die Here en saam kom bid. Hulle het deurgangs eensgesind altyd deur in gebed gesit en wag vir 40 dae lank. Sê ons sukkel om 'n uur saam te bid. Kan jy jouself imagine om vir 40 dae saam te bid? Nou weet jy wat sê statistiek? Statistiek sê mense wat bo 37 is sukkel om hardop voor ander mense te bid. Sukkel jy ook? Is dit vir jou swaar om die naam van die Here Jesus voor ander mense te noem? Want die wêreld gebruik sy naam uitelik. En as hulle na ons kyk, wat sien hulle? Sien hulle dat ons by hierdie vertrek van ontmoeting was met hom? Want as jy daar was, kan jy nie anders nie. Sy naam sal op jou lippe wees. Kyk hoe die kerk nie meer bidend is nie. Ja, daar's baie braaivleisviere, maar daar's min gebed. Ja, daar's baie funksies, maar daar's min gebed. Sê ons, kom ons eet, dan is ons baie. Sê ons, kom ons bid, dan is ons 3. Hoeveel gemeentes het nog tye van gebed? Is die kerk se bo-vertrek nie weg nie? Het die kerk se bo-vertrek nie plek gemaak vir die bruidplek nie? Maar hierdie ene. Hierdie plek was die plek van vuur gewees. En sonder die vuur beteken hierdie bo-vertrek net mooi niks. Want as hierdie mense soontoe gegaan het, hulle soontoe gegaan altyd met die doel dat die vuur van die hemel op hulle sal kom rus.
En hulle sou nooit tevrede wees om daar weg te stap sonder die vuur nie. Hulle het gekom na hierdie bovertrek en hulle daar kom vertoef tot die vuur gekom het. En elke keer het hulle weer teruggegaan om weer vuur te kry, om weer verkook te word, om weer versterk te word. En tonge van vuur het op hulle kom rus. Is dit nie vandag wat kort nie? Hoeveel keer loop ons in en uit sonder vuur? Hoeveel keer sal ons tevrede wees om die plek van afsondering in en uit te beweeg sonder daardie ontmoeting? Want hierdie plek was die plek van ontmoeting gewees. Is dit nie wat verander het nie, vriende? Sien ons nie vandag, dis eenvoudig, gebluste vure nie. Sien ons nie vandag eenvoudig biddeloosheid binne in die kerk nie. Sien ons nie vandag min eensgesindheid, min onvermoë, ja, baie vermoë. Onvermoë om te wag. Onvermoë om te luister. Onvermoë om te leer. Is ons te besig om ons af te sonder. Maak ons maar net keuses, want ons moet keuses maak. Maar ons neem al die verkeerde keuses wat nie ter wille van die saak is en die koninkryk. Ja, ons neem keuses vir baie dinge. En ons het gewoontes vir baie dinge. Maar as dit nie dalk om by die bovertrek nie meer daar is waar hy moet wees nie. Dat dit wat moet gebeur nie meer gebeur nie. Hierdie was 'n plek van afsondering gewees. Elke keuse het hierdie mense na daardie bovertrek toe geneem voor die Here. Alle verwagting was van hom alleen gewees. Hulle het vasgeklou in sy belofte, hulle het gewag op sy seën, hulle het uitgekyk vir die ontmoeting. Altyd die ontmoeting. Hulle het hom gesoek in gebed. Hulle het hom gesoek vir vuur. Hoe dinge daarin nie verander nie. Vandag soek ons baie ander dinge. Vandag is ons verlange baie ander goed. Maar is dit steeds dit wat lewens verander? Tog is daar 'n God in die hemel wat nie verander het nie. Oor al die jare, nie net die afgelope 100 nie, maar oor 6000 jaar het hy nie verander nie. Nie een enkele duit nie, nie een enkele tree nie, nie een enkele millimeter nie. Hy is nie 'n mens wat hy sou lieg nie. Hy is nie 'n mensekind wat hom sou berou nie. Hy sou nie iets sê en dit nie doen en dit nie waar maak nie. Hy is nie een wat 'n God is wat omdraai en omkeer nie. Hy hou op sy pad. Hy hou op sy standaard. Hy hou op sy weg. Psalm 119 vers 89 sê, God se woord het nie verander nie. God se werk het nie verander nie. God se standaard sê Psalm 111 het nie verander nie. God se plan sê Psalm 33 het nie verander nie. Jakobus 1 vers 17 wys op die onveranderlikheid van die Here. Hy sê elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Daar's nie eens potensiaal nie. Maar ek en jy het verandering nodig. Romeine 12 vers 2 sê, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daar's verandering wat nodig is. Daar's opnuut verandering wat nodig is. En dit gaan nie gebeur as ons nie weer hierdie bovertrek gaan oprig nie. Dit gaan nie gebeur as ons weer opnuut hierdie soeke van die Here af gaan hê nie. Ja, ons is daardie generasie wat die meeste verandering gesien het. Wat die minste van verandering hou. Maar die meeste verandering toegelaat het. En die hartseer is. Ek kan nie omgee wat die verandering in tegnologie is. Ek kan nie omgee wat die verandering in die ekonomie is nie. Ek kan nie omgee wat die verandering in die wêreld is nie. Maar daar kan nie hierdie verandering binne in die huis van God wees nie. As ons nie die bo vertrek. As kinders van die Here nie. Mis ons nie hierdie plek van besoeking nie. Mis ons nie die plek van seën nie. Mis ons nie die plek van belofte nie. Mis ons nie die plek van vuur nie. Ons stap in en ons stap uit. Doodtevrede. Dan is ons mos daardie geslag. Alles het sy bepaalde uur. Ja, daar is 'n tyd om te sterwe. Ja, daar is 'n tyd om uitgeroei te word. Ja, daar is 'n tyd om dood te maak. Ja, daar is 'n tyd
om af te breek. Ja, daar is 'n tyd om te ween. O, vriende, ons ween oor die verkeerde goed. Ons breek die verkeerde goed af. Ja, daar's 'n tyd vir klippe weg te gooi. Daar's 'n tyd om te omhels. Daar's 'n tyd om te soek en 'n tyd om die verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. Waarom haat ons baie maal die verkeerde ding en het ons lief die verkeerde ding? En daarom moet ons na die Here toe kom en sê, Here, help ons asseblief. Ons het weer opnuut hierdie ontmoetingsplek nodig. Want sonder hierdie bovertrek is kerkwese klug. Dinge het soveel verander. Gaan ons regtig toelaat dat daardie verandering tot hier tussen ons in beweeg. Moet ons nie terugkom na die vuur toe nie, moet ons nie terugkom na die verwagting toe nie, moet ons nie terugkom na die seën toe nie, moet ons nie terugkom na die ontmoeting toe nie. Mag die Here ons help. Mag God ons herinner. En mag die Here met ons besig wees. Gaan ons regtig toelaat dat die ou duiwel dit wat God vir die eerste gemeente bestem het, sê nee wat. Kom ons skuif dit eenkant. Ons is 'n nuwe kerk met 'n nuwe beeld en 'n nuwe belang. Of nie, Here. Ons het dit nodig wat die kerk mee begin het. Vader, wat 'n wonderlike wete vandag dat U is nie 'n God van verandering nie. Daar is by U geen skaduwee van ommekeer nie. U is en was en sal vir ewig dieselfde wees. En Here, ons het U so nodig om ons te kom lei, om ons weer vir ons te kom rig, om ons siele vir ons te kom opwerk, Here. Dat ons hierdie vertrek nie sal mis. Want die oomblik wanneer die vertrek gemis word van daardie samekoms, die oomblik wanneer daardie vertrek van intimiteit met U gemis word, die oomblik wanneer daardie vertrek van daardie teenwoordigheid gemis word, die oomblik as dit nie meer ons gewoonte is nie, Here, en ons moet vandag kom bely. Dis lankal nie meer ons gewoonte nie. En daarom sukkel kerk wees. Daarom is afstand 'n kwessie, en kalender se kwessie, en horlosie se kwessie, en geld 'n kwessie. En Here, as ek terugdink, is dit die verandering wat gebeur het. Want in daardie bovertrek was dit 'n saak van lewe en dood. Here, ons het U nodig, soos nog nooit van tevore nie. En ons vra dit, Here, in Jesus naam. Amen. Ek gaan nie nooi om te staan, dan gaan ons 'n lied saam sing om die diens mee af te sluit. Seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede soek die Here, sodat hy vir jou weer kan terugbring
na die plek waar hy met jou kan begin werk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Gees van God, met elkeen wees, met elkeen bly. Amen.